Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom ook vanoggend in die huis van die Here. Is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend. Ek vra om verskoning dat ons so 'n paar minute laat is. Ons bid dat wat hier sal gebeur strek tot eer van die Here se naam. Geliefdes, as voorsang sing ons saam Gesang 75. Gesang 75 daarvan vers 1, vers 2 en vers 3 terwyl ons net so sit. Gesang 75 vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed. Na die stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader. Ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die seën en die fotum. Daarna gaan ons saam sing Gesang 48. Gesang 48 daarvan die eerste, die derde en die 5de vers. Gesang 48 vers 1, 3 en 5 na die seën. Geliefdes, maar kom ons word nou eers stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69 daarvan vers 1 en vers 3. Gesang 69 vers 1 en 3 na die wet, en dan kan u ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, ek sal die verse afkondig nadat ons geloof bely het. Gesang 69 vers 1 en 3 as skuldbelydenis nadat ons na die wet van die Here geluister het. En Gesang 84 na die belydenis van ons geloof. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Geliefdes, Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here, dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in daardie sondes volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, wat sy seun gestuur het om as knegt hier op aarde die vernedering en uiteindelik die kruisdood te verduur. En daarom kan ons in hierdie oggend ons geloof ook bely in die drie-enige God, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam Gesang 84, daarvan vers 2 en 3 en 4. Gesang 84 vers 2, 3 en 4.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend vanuit Jesaja 53. Jesaja 53 en ons gaan lees vanaf Jesaja 52 vers 13. Jesaja 52 vers 13 gaan ons begin lees, maar die fokus lê vanaf vers 2 van Jesaja 53. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms. Geen mens nie, meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring. Konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle. En wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat. 'n Man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, hoe wonderlik is dit om in hierdie tyd van die jaar met die oog op Golgotha en die kruis, Here, ook vanoggend te kan lees van die knegt. Hy wat verneder is om uiteindelik verhoog te word. Ja, hy wat deur al hierdie dinge moes gaan. Verstoot deur die mens, verlate, die krankheid,
die smart moes verduur en uiteindelik aan die kruis moes sterf om in die graf neergelê te word. Here, met die wete dat dit is alles gedoen vir ons. Ja, hy het dit nie verdien nie, maar tog het hy dit gedoen sodat ons in die genade kan lewe. Here, dankie dat ons weet dat hy verneder is sodat ons verhoog kan word. Here, in hierdie oggend bid ons dat U ook hier in die erediens met ons sal wees, want U sê, daar waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U. Daarom besef ons dat U in ons midde is in hierdie oggend en ons wil bid en vra, Here, spreek U nou met ons elkeen. Breek die brood van die lewe oop. Here, gee dat ons sal verstaan wat U vir ons hier wil sê, sodat ons dit so deel van ons bestaan maak, dat ons dit uitleef elke dag. Dat die wêreld, wanneer hulle ons sien, U liefde en U genade beleef. Here, spreek U en maak die Gees sodat ons ontvanklik is vir die woord. Werk in ons harte, dat die woord op die mure van ons hart gegraveer word, dat ons in dankbaarheid ook in die genade kan gaan leef. Die dinge bid ons nie uit onsself uit nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend het ons 'n baie besonderse gedeelte in die Bybel gelees. Dit handel oor die knegg van die Here wat verneder en verhoog moet word. En dit is besonder, want dit is meer as 600 jaar voor die gebeure daar in Jerusalem wat lei tot Golgotha waar Christus gekruisig word. Om die besonderheid daarvan te besef, sal dit dalk goed wees as ons net eers na die konteks van hierdie gedeelte kyk. Jesaja is 'n profeet wat tussen die 8ste en die 7de eeu voor Christus geprofeteer het. Dit beteken, dit was tussen die Assiriese ballingskap van Israel in 722 voor Christus en die Nieu-Babyloniese ballingskap van Juda in die jaar 597 voor Christus. Jesaja was daarom in die besonderse posisie dat hy kon sien wat die foute was wat Israel gemaak het, wat veroorsaak het dat hulle in ballingskap weggevoer is, en daarom kon hy die volk Juda ook gewaarsku het dat hulle nie dieselfde foute maak nie. Baie van dit wat Jesaja skryf, word deur baie van die mense gesien nie as 'n profesie nie, maar as 'n waarneming. En uit die waarneming uit waarsku hy die mense, en daarom is Jesaja nie bekend vir die profesie van die ballingskap wat kom nie. Nee, die grootste werk van Jesaja is eerder dit wat daarna gebeur. Want hy profeteer van hoe die volk 'n oorblyfsel sal hê wat sal terugkeer na Jerusalem en die volk weer sal opbou, die stad sal opbou tot 'n groter. Ja, Jesaja kondig aan dat God Kores, die koning van die Perse, sal gebruik om die Babiloniërs te kom verslaan, om Israel uiteindelik weg te stuur uit Babel uit terug na Jerusalem toe. Dit alles bou op tot die hoogtepunt van ons teksvers, waar die knegg sal kom om verneder te word, om uiteindelik ook verhoog te word. Die hoogtepunt van die evangelie. En met dit in gedagte kan ons dan ook nou kyk na wat spesifiek ons teksvers vir ons sê. Want vers 2 sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Jy sien, hierdie knegg is heel anders as al die ander knegte. Hy het nie 'n adelike agtergrond waaruit hy kan kom en 'n familie waarop hy kan staan nie. Nee, hierdie knegg is nie een wat iemand sal begeer om te wil wees nie. Hy is nie bekleed met die heerlikheid van hierdie wêreld nie. Daarom het hy geen aansien. Sy voorkoms verwys nie daarna dat hy 'n lelike mens was nie. Nee, dit wys eerder dat as jy hom sien, sal dit nie iemand wees wat jy graag wil wees nie. Die klere wat hy gedra het nie hierdie roemryke persoon uitgebeeld nie. Niemand sou begeer om in sy posisie te staan nie.
En dis wat vers 3 op uitbrei, want dit sê dat hy nie geag word nie. Nou om geag te wees beteken, jy is gesien as 'n voorbeeld vir die mense. Almal begeer om soos jy te wees, en hierdie knegg is nie geag nie, inteendeel is hy verag en verstoot deur die mense. Hy was 'n man van smarte, bekend met die krankheid, sê vers 3. Smarte is iets wat by 'n sondaar mens pas. Krankheid en smart is iets wat die gevolge is van die sondeval. Voor die sondeval daar in Eden was dit nie gewees nie. Die knegg van die Here is bekend met die smart en die krankheid van die mens, wat mens sal maak dat jy jou aangesig voor hom wil verberg. Jy sal nie eers voor hom wil staan nie, soveel krankheid en smart ervaar hy. En alles bou op tot die hoogtepunt van die vernedering, die dood van die knegg. Vers 5 wys dit vir ons, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die knegg is deurboor vir die mense. En hierdie is 'n verwysing na die kruisdood waar hy deur die spykers deurboor is, dat hy daar vir ons gesterf het, gebreek is. Daar waar hy geslaan, die doringkroon op sy kop ingedruk is en uiteindelik gebreek is. 'n Verwysing na die vloekdood wat die knegg moes sterf, daar aan die kruis. In vers 8 bevestig dit wanneer dit sê dat hy weggeneem word uit die land van die lewendes, en vers 9 toon aan dat hy in die graf neergelê word saam met die goddelose. Nou geliefdes, in die geskiedenis van die wêreld was daar nog net een so knegg gewees. En hy lewe meer as 600 jaar nadat hierdie profesie gegee word, want Jesaja is hier besig om te profeteer van Jesus wat kom en die lydenspad wat hy sal stap deur Jerusalem tot by Golgotha. Hy begin by die geboorte, 'n nederige kind gebore. Ja, sy ma en sy pa, Josef en Maria, was in die lyn van Dawid. Maar sy pa was 'n skrynwerker. Hulle het in die Romeinse wêreld gelewe waar daar nie 'n Joodse koning bestaan het nie. Daar was nie 'n koningshuis gewees nie. En daarom het hulle nie 'n adelike stand gehad om te sê, maar ons is belangrik nie. Ja, hy is 'n nederige kindjie wat gebore word. En selfs by sy geboorte verstoot sy volk hom, want daar in Bethlehem is daar nie plek vir sy ouers nie. Nee, hulle moet in die stal gaan dat hy daar gebore word. Weens sy nederige herkoms wil niemand soos hy wees nie. Hy het nie aansien nie. In sy lewe het hy baie volgelinge gehad, maar selfs die Joodse koninkryk, die Joodse volk wat wag vir hierdie koning, aanvaar hom, hulle verwerp hom, want is nie die koning wat hulle wil hê nie. Tog is dit die koning wat hulle nodig het. Hy was deur sy eie mense nie aangeneem nie. So lees ons in Johannes 1 vers 11, en dit is sy eie volk wat daar in Jerusalem skree, kruisig hom, los Barabbas vir ons, kruisig vir Jesus. Verag en verstoot deur sy eie mense hier op aarde. So het hy die smart en die krankheid geken, want by sy vriend Lazarus se dood ween hy huil, hy ervaar die smart van die wêreld. Hy kry te doen met die krankheid, met al die mense wat hy genees en die wonderwerke wat hy doen, en uiteindelik is dit aan die kruis wat hy die grootste smart, die grootste krankheid beleef. Hy's verbrysel, geslaan, gespoeg, gespot, gebreek, voordat hulle hom aan die kruishout vasgespyker het. Deurboor met die spykers om uiteindelik die vloekdood te sterf. En aan die kruis verlaat in die land van die lewenes, as hy sy asem uitblaas. En dan wys ons teks ons dat hy in sy dood by die ryke man is. En ons lees daarvan by die kruisiging dat
daar 'n man, 'n ryk man uit Arimatea kom met die naam van Josef, 'n volgeling van Jesus. En dat hy vra vir die liggaam by Pilatus en hom toedraai in skoon linne en in 'n nuwe graf gaan neerlê. En nou sal die skeptici sê, aha, ons het julle. 'n Nuwe graf. Jesaja sê dan, hy gaan saam met die goddelose in die graf neergelê word. Hier word Jesus in 'n nuwe skoon graf neergelê en dan verstaan hulle nie eintlik wat Jesaja sê nie. Want Jesaja praat hiervan dat hy soos die goddelose mens wat hier op aarde sonder hoop sterf en in die graf neergelê word, so sal hy ook in die graf neergelê word. Sodat hy die mens in alles gelyk kan word tot die dood. En tog moet ons besef, geliefdes, hy het dit nie verdien nie. Hy was die regverdige sonder sonde, hy het dit nie verdien nie. En vers 9 bevestig dit sê, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie, Jesus is onverdiend deur hierdie vernedering gesit. Hoekom? Hoekom is hy verneder? Hoekom moes hy sterf? Hoekom moes hy met sy lewe vir die mense betaal? Die rede is duidelik. Sodat ek en u nie hoef nie. Sodat ons nie die vernedering hoef te beleef nie. Sodat ons nie aan die kruis hoef vasgeslaan te word nie, sodat ons nie die vloekdood hoef te sterf nie, sodat ons nie die helse woede hoef te verduur nie. Ons teks sê dit. Vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En vers 6, die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Geliefdes, hoor u? Dit alles vir ons? Die Here het sy knegt gestuur om die regverdige oordeel van ons weg te neem en op sy skouers te dra. Die vernedering te verduur wat deel is van die grootste offer wat die knegt gebring het, om ons vry te maak van God se oordeel. Dan sê vers 10 dat dit die Here behaag het om hom te verbrysel, om krank te maak, sodat sy siel as 'n skuldoffer gebied word, sodat ons as mense in die genade kan lewe. In vers 11, dat die moeitevolle lyding hom as regverdig in die posisie plaas, om baie regverdig te maak. Geliefdes, die knegt is verneder, sodat ons verhoog kan word. Hy het dit alles gedoen, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. En dis met hierdie gedagte wat Jesaja dan ook die profesie afsluit. Want hy sê, aan hierdie knegt word 'n erfdeel gegee, en hy sal dit onder die magtiges verdeel. Dat die uitverkore kinders van God sal hy die erfdeel verdeel. Hoe groot is die genade nie? Dat Jesaja hierdie profesie bring van wat uiteindelik op die pad na Golgotha sal gebeur. En in watter voorreg staan ons nie om na hierdie gedeelte deur die bril van die evangelie te kan kyk, om te kan besef dat die knegt van die Here is verneder, sodat ons verhoog kan word. Laat ons daarom in dankbaarheid vir die genade ook gaan lewe. Amen.
Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U seun gestuur het, die knegg, om in sy nederigheid op hierdie wêreld te kom werk. Here, waar hy bekend was met die krankhede van die mens, met die smarte van die mens. Here, waar hy in alles ons gelyk geword het, afgesien van die sonde. Here, en dankie dat U ons so lief gehad het, dat U hom as offer gebruik het. Dat hy sy lewe gegee het, sodat ons deur hom gered kan word, en dat ons kan sien hoe die vernedering plaasgevind het om ons ook te verhoog. Here, dankie vir daardie genade. En ons bid dat U ons sal gebruik, dat ons ook in daardie genade dankbaarheid sal gaan uitleef. Dat die wêreld, wanneer hulle ons sien, U sal beleef, in die manier wat ons optree, die manier wat ons met ons medemens praat. Here, gebruik ons as werktuie vir U. Here, ek bid vir die gemeente. Here, U ken elkeen van ons bekommernisse. Here, U ken die wêreldse verwarring daar buite. Hoe daar soveel dinge is wat probeer 'n wig in te slaan tussen ons en U. Here, bid ons dat U dit sal verwyder. En dat U naby ons sal wees in al die dinge, want ons lees ook dat niks ons kan skei van U liefde nie. Here, gaan met elkeen van ons lidmate wat siek is. Here, bring vir hulle genesing. Here, dat ons ook die genade van U daarin kan beleef. Gaan met elkeen wat 'n geestelike vermoeiing beleef. Here, waar daar 'n sware las op hulle skouers is, gee dat hulle na U sal keer en dat U die las sal wegneem. Here, gaan ook met ons kerkverband. Here, elke gemeente wat daar buite is wat worstel in 'n wêreld wat alles probeer om ons te laat ondergang, maar tog weet ons dat U self U kerk in stand hou. Here, ons bid hierdie dinge in afhanklikheid voor U. Want in onsself en deur onsself en tot onsself is niks van hierdie dinge moontlik nie, maar alleen deur U. Daarom bid ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 188. Gesang 188, daarvan vers 1, 2 en 3. Is dit my koning? Kyk daar aanskou die mens, is dit sy kroning? Wie het dit so gewens? Ons gaan saam sing Gesang 188, vers 1, 2 en 3, waarna jy kan staan vir die seën.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. In ons gebedstyd dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate in besonder, en dan die Mariaan van Sail nog wat haar been gebreek het, aan oom Koos Kaamfer dink ons nog in ons gebede, en dan oom Kobus Du Plessis, dit klink my dit gaan daarom goed en die gips is af en ons is dankbaar daarvoor en klink of die dokter daarom gelukkig is met die vordering, maar is nou nog 4 weke wat hy in die gips loop voordat hulle eintlik kan weet en ekstra hulle neem. So ons bid nog vir hom in daai tyd en dan dink ons nog aan Tannie Rina Snyman. Oom Bennett het gisteraand gesê sy was by die dokter te gewees en dit klink my oom my nou reg op as ek verkeerd is, dis 'n maagskeer en dan 'n B12 tekort wat veroorsaak dat sy so siek is en hulle sê dis behandelbaar met medikasie, maar dit gaan 'n lang pad wees met 'n klomp goed wat moet gebeur. So ons dink nog aan haar vir die pad wat voorlê en ons bid die Here se genade ook daar vir Tannie Rina. Geliefdes, dan uit die kerkraad se kant uit, vir huisbesoeke buite die normaal, kan u my of die kerkraad kontak en ons kom so gou as moontlik by u uit. Dan wil ons vir Tannie Hanlie sê baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dit is altyd lekker om saam te kan sing. En dan, geliefdes, laasweek het ons kerkraadsvergadering waartoe u opgeroep was met die doel om 'n diaken en 'n ouderling te kies. Ons het toe nie 'n ouderling verkies nie, daar was nie nominasies nie, maar ons het vir oom Sakkie Stols verkies. Ons bid vir oom ook die seën toe van die Here in die oorweging van die beroep. En geliefdes, dit is dan die tweede week wat ons dit afkondig vir approbasie. U het dus van vandag af nog 7 dae om skriftelik approbasie in te dien indien daar enige is. Dit word by die voorsitter, dis oom Dani, hulle is nog bietjie op vakansie, so as u wil indien, is u welkom om by my dit te doen. Geliefdes, dan die 6de April het ons kerkraadsvergadering en ouderlingraadsvergadering. Ons vra daarvoor ook voorbidding. En die 30ste Maart, die brief staan dit nie wanneer is die bevestiging nie, as oom aanvaar, die 30ste Maart. Is kerkraadsbevestiging, dat u dit ook net weet. Geliefdes, en dan verbondsonderrigopleiding die 6de April, dit is die laaste naweek van die skoolvakansie, so daar is nie verbondsonderrig daai naweek nie, maar ons nooi almal wat graag wil, dit gaan na die erediens wees, oom Dani gaan vir ons 'n les aanbied om so 'n bietjie praktiese riglyne te gee oor Dawid en Goliat en ek gaan so 'n paar praktiese riglyne dan gee oor hoe om met die kinders te werk en spesifiek in die verbondsonderrigklasse, maar dit kan iets waardevol wees vir al die ouers as u dit graag wil bywoon. Geliefdes, en dan die kerkskiet, die tyd word baie vinnig baie minder. As u dalk beweeg daar waar u besigheid doen of met iemand te doen het, vra verborge, kry vir ons donasies en adverteer dit asseblief. Ek weet daar sal 'n klomp mense wat belangstel en sê hulle kom, dis altyd 'n lekker geleentheid, maar advertensie dink ek is een van die belangrikste goed om so 'n dag suksesvol te maak. So adverteer asseblief
die kerk skiet. Liefdes, dan blomme en tee vir die maand Maart is week 3. Ons hou dit nog in die braaivertrek. Ons sal einde van die maand oorweeg of ons dit terugskuif en hoe ons dan met die verbondsonderrig te maak het. Geliefdes, dan verbondsonderrig les 7 en 8 vanoggend. Ons open nou in die kerk na die erediens en dan die nuwe boodskappers is beskikbaar. Dis 'n baie interessante boodskapper vir al met ons skoolsyllabus vandag. Want in die skole, veral die staatskole, word evolusie as deel van wetenskap geleer. En die boodskapper hierdie maand gaan oor skepping versus evolusie. En dis baie interessant om die twee langs mekaar te sit. Ek het so vinnig deur van die artikels gelees. Hier's byvoorbeeld een van proponent Pieter van Deventer wat praat oor die 24 uur dae. Is dit 24 ure of is dit soos baie mense sê duisende jare en tydperke wat verloop het? So dis baie interessante vrae wat hieroor geskryf word. Prof Koos het byvoorbeeld een geskryf oor die verskil in Genesis 1 en 2 in die twee skepingsverhale. Is dit twee verskillende skepings of hoe is hierdie prentjie verskil? Dit is regtig baie interessant. Neem asseblief daar in die saal vir die een en dan die jeugboodskapper is net so interessant vir die kinders wat al ooit gewonder het van dinosourusse. Hier is 'n artikel van mevrou Moller wat vra, was Jurassic Park se dinosourusse regtig? Dis 'n baie eenvoudiger artikel en hierdie een skryf sy 'n meer in diepte artikel oor dinosourusse en wat met hulle gebeur het. So dis baie interessant, asseblief neem en lees dit. Geliefdes, dan verjaarsdag. Die 18de Maart is dan die Sari Maree, die 20ste Maart is oom Tinus van Biljon, die 21ste is oom Dirk Forster en Lindsay Niemann, en dan die 22ste Maart is Jandrey Du Plessis. Ons sê vir julle baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here ryklik seën in hierdie nuwe lewensjaar. Geliefdes, dit is die afkondigings. Kom drink asseblief saam met ons 'n lekker koppie koffie, kom kuier lekker saam met ons en ek hoop dat u 'n geseënde week verder.